Filippense 4 vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Nou, hierdie vers 5 is eintlik so 'n afskeepversie, wat aan die agterspeen sy gewoonlik. Hoekom ek so sê is, gewoonlik fokus ons op vers 6, wat ons nou gaan oor ons bekommernisse. En ek dink almal van ons ken daardie teks, of het dit al baie keer in ons lewe nodig gehad, en ons gaan wel daarby uitkom. Maar ons lees so vinnig verby vers 5. Terwyl hierdie vers het meer om die lyf as wat ek en jy dalk sou kon dink en met die eerste oogopslag sou kon besef. Het gaan oor baie dieper waarhede as wat ek en jy dalk dink. Om die waarheid te sê, hierdie vinnige woorde raak die hart van Christendom. En ons mag nie net daarby verby blaai nie. Dit gaan oor 'n dieper saak. Dit gaan daaroor dit wat ek en jy regtig, soos in genuine, regtig oor Jesus glo, sal wys in ons verhouding met ander mense. En ek het net weer opnuut besef hoe geweldig waar dit is. As jy hoor mense sê, ek sal graag wil kerk toe kom, maar ek wil net nie daai ene sien nie, so dan kom ek maar liewer die kerk toe. Dis wat gebeur. Dan besef jy die evangelie van Jesus het nog nooit hulle harte aangeraak nie. Skrikwekkend. Absoluut skrikwekkend. Wat ek en jy regtig oor Jesus glo, sal wys in ons verhouding met ander mense. En dit is dan ook weer 'n belangrike onderdeel van die hele tema wat deurlopend in Filippense is van blydskap. Dit raak baie prakties ons blydskap of al dan nie. Ons kry in hierdie eenvoudige versie 'n opdrag: laat julle vriendelikheid bekend wees aan alle mense. En dan 'n stelling of 'n feit. Die Here, bedoelende die Here Jesus, is naby. En om die volle impak van die gedeelte te verstaan, moet ons ook agterkom nou, hoe pas die twee sake by mekaar? Dis tog nou nie om dowenete dat Paulus dit so direk langs mekaar neergeskryf nie. So kom ons kyk eers na die eerste gedeelte. Die opdrag: wees vriendelik met alle mense. Nou wat beteken dit prakties? Beteken dit nou maar net as ek in ander mense teenwoordigheid is, dan moet ek 'n lekker glimlag gee, 'n smile aanplak en dan is dit nou als weer reg. En natuurlik 'n glimlag is 'n wonderlike ding. Ons kan maar gerus almal meer glimlag. Maar dit gaan oor baie meer. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir vriendelikheid of vriendelike, epiekes, is moeilik soos baie ander woorde, dit gebeur maar in ander tale, om net in een Afrikaanse woord te sê. Dis 'n volle spektrum van sagmoedigheid, inskikkelikheid, tegemoetkomendheid, verdraagsaamheid, billikheid, om as ware afstand te doen van jou regte, jou eie regte wat jy so aan vashou, en te luister en oop te wees vir 'n ander een. 'n Genadige gesindheid teenoor mekaar. Hoe sal ons dit vir mekaar verduidelik? Paulus het dit eintlik alreeds gedoen. As ons nou die geheel van sy brief kyk, hy het dit eintlik klaar gedoen. Hoofstuk 2, waar hy gesê het,
Die gesindheid van Jesus Christus moet ook in julle wees. Kan julle onthou, hoofstuk 2, waaroor het gegaan, toe verduidelik hy, wat is die gesindheid van Jesus Christus? Die gesindheid van Jesus was, en is dat hy nie vasgehou het aan sy hemelse heerlikheid, daar waar alles goed en wonderlik was, in die teenwoordigheid van sy Vader nie, maar dat hy vrywilliglik daarvan afstand gedoen het, om mens te word in hierdie stikkende wêreld, om as ware letterlik 'n slaaf te word, om bereid te wees om nog verder verneder te word tot by die skande dood van die kruis. Dis die gesindheid van Jesus. Hy het afstand gedoen van, dis myne en dis my regte. En hy het een van ons geword. Dis hierdie genadige gesindheid. Vriendelikheid is hierdie gesindheid wat die gesindheid van Jesus reflekteer. As ons dit bietjie prakties wil ontleed, dit is die soort houding wat onmiddellik konflik temper. Jy weet, as daar 'n vuur is, dan kan jy nou kies, gooi ek olie op die vuur of water. Vriendelikheid, gooi water op die vuur. Dis die teenoorgestelde van kwaad stook en van die temperatuur opjaag, want ek wil, en dis my regte, en ek sal. Dis om met 'n oop gemoed na mekaar te luister. Om dinge uit te praat. En nou kan ons sien waar pas dit in Paulus se brief, want onthou, hy het nou so pas gesê, en hy 2 vroue by die name genoem, hy sê, ek vermaan Judea en Sintige om eensgesind te wees. In die Here, in julle verhouding met die Here, omdat julle altyd die Here Jesus liefhet, moet julle ook vir mekaar lief hê. En so hierdie vriendelikheid is juist wat die 2 dames gekort het. En nou herinner Paulus hulle hieraan. Hierdie vriendelikheid is die gesindheid wat vrede bevorder. En dis vir die Here Jesus baie belangrik, want hy sê in die bergrede se inleiding, salig is die vredemakers. Want hulle sal geseënd wees, nee. Nou net soos net 'n belangrike misverstand uit die weg geruim. Van kyk, die duiwel wil altyd hê ons moet die woord verdraai. Belangrike misverstand, vriendelikheid beteken nie om 'n people's pleaser te wees nie. En om maar net te sê altyd, okay, alles is reg, alles is reg, alles is reg, alles is reg, maak maar soos julle wil nie. En ek wil dit nou sommer vir die kinders spesiaal sê, moet nou nie, as pa môre met jou raas, en jou straf oor jy nie jou huiswerk gedoen het, of dat jy te laat by die huis gekom het, sê pa, die dominee het gesê, jy moet altyd vriendelik wees teen alle mense, nou is pa nie vriendelik met my nie, so hier's nou 'n probleem nie. Nee, jou pa moet met jou raas, as jy sê reëls oortree. Want vriendelikheid beteken nie 'n people's pleaser nie. En ons kan dit aflei uit die konteks ook van die Filippense brief. Julle sal onthou, as ons net so 1 bladsy terugblaai, daar in hoofstuk 3 vers 2, gebruik Paulus verskriklike harde woorde. Onthou julle dit nog? Waar hy sê, waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsnyding, en ek gaan nou nie weer dit verduidelik wat dit als beteken nie, maar dit gegaan daaroor, dat hy baie ernstig mense waarsku teen die dwaalinge van die valse leraars, wat weer die besnydenis, die ou Joodse wette wou invoer. Was Paulus nou onvriendelik? Nee, hy het gedoen wat hy moes doen, want hy het 'n passie vir die redding van hierdie gemeente mense, en hy het geweet, hierdie dwaalleer gaan mense wegsleep, en in die hel laat beland. En daarom in die kerk van die Here Jesus moet ons altyd vriendelik wees, maar die vriendelikheid beteken juis ook dat ons mense nie vanuit eie selfsugtige motiewe nie,
maar vanuit heilige motiewe sal waarsku en sê jy is nou op 'n verkeerde pad. Spreuke sê as 'n pad wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. En as ons werklik vir mense omgee, dan sal ons broers en susters waarsku wat op pad na die dood is. Anders gaan hulle bloed eendag van ons hande geëis word. So vriendelikheid is nie om 'n people's pleaser te wees nie. Maar wat is vriendelikheid? Ons maar weer terug gaan na Jesus toe. Want weet julle, hy is die vriendelikste persoon ooit. Met die volmaakte balans wat ons sukkel mee. Ons teks sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En hier is 'n toets. Raak ek skielik vriendelik as ek nou met 'n belangrike persoon of 'n ryk persoon of 'n invloedryke persoon gesels? En as ek minder vriendelik as dit nou iemand is wat nou nie baie invloed het nie, wat nie vir iets vir my kan beteken nie iets vir my kan doen nie. Gaan dink 'n bietjie hieroor. Vriendelikheid vir alle mense. Omdat ons voor die aangesig van God lewe. Alle mense, ook die heel onbelangrikstes. En ons sien dit so ongelooflik duidelik in Jesus se lewe, sy voorbeeld. Hy was vriendelik met alle mense. Met die armes, die eenvoudiges, die stikkendes, die slegtes. Dis waarvoor hy ander hom veroordeel het. Hoe kan jy saam met hierdie mense eet? Hy was vriendelik met daai skelm Saggeus. Was vir Saggeus kwaad, want hy is 'n skelm. En Jesus sê, voor almal, Saggeus kom af, want ek wil vandag by jou huis tuis gaan. Daarom sê Jesus ook, hy sê, wat jy aan een van die geringstes doen, die onbelangrikstes, wat julle aan hulle doen, soos julle hulle hanteer en behandel, dis wat julle aan my gedoen. Weereens ek sê, as mens so vinnig oor hierdie teks lees, dan dink jy, is amper so, jy weet, dis nou eintlik nodig om dit te lees nie. Dis maar nou maklik. Ek besef hoe diep sny dit. Dit sny diep. As ek vriendelik met alle mense, of net met die vernames en belangrik is. Jesus was met almal vriendelik. Hy het tyd gemaak vir daai klein snotneuskindertjies. Disippels het gedink, hierdie oorywerige ma's met hulle ou klein kindertjies, hulle mors net die meester se tyd, en Jesus sê, bring hulle na my toe. Maar hy het ook tyd gemaak vir die belangrikes. Nikodemus kom in die nag na Jesus toe. Jesus maak tyd vir hom. Johannes 3. Daai geweldige gesprek oor die wedergeboorte. Kan jy sien, hierdie vriendelikheid is meer radikaal as wat ek en jy dalk dink. Dis nie sommer net so. Baie meer is net 'n ou glimlag wat aangeplak is. Trouwens, alle mense, die mees goddeloosste mense, weet ook wanneer om 'n glimlaggie aan te plak. Al hierdie celebrities, die glansgaanse. Hulle is absoluut gekonfyt daarin, getrein daarin. Hulle weet as die kamera op hulle kom, dan moet hulle glimlag. Want die bewonderaars wil dit mos nou sien. Dit sluit nou in, nie net popsterre en filmsterre nie, dis ook presidente en daai mense. Hulle weet wanneer om te glimlag. Maar dis nie die vriendelikheid waarvan Paulus hier praat nie.
Daar is aangeplak. Jesus vriendelikheid is iets baie dieper. Dis in die egte gesindheid van openheid, van sagmoedigheid. Teenoor alle mense. Ryk is, arm is, belangrik is, onbelangrik is, mense wat met jou saamstem, mense wat met jou nie saamstem nie. En dis nie iets wat ek sommer net kan aanplak nie. Dis 'n vrug van die Heilige Gees. Dit is die groot saak. Want die Heilige Gees is die Gees van Jesus. En as ek Jesus se Gees in my het, sal ek ook sy vriendelikheid, sy bedagsaamheid, sy geduld, sy selfbeheersing betoon. En dit bring ons nou by die tweede ding. Ons gesê hier is 'n opdrag, wees vriendelik teenoor alle mense, met hierdie Jesus vriendelikheid, en dan die stelling wat hierby pas is, die Here is naby. Nou in Afrikaans is dit nou, wat, 4 lettertjies, 4 woordjies, eenvoudige sinnetjie, maar wat beteken dit nou? Dis weer eens nie so eenvoudig nie, want wat beteken dit nou eintlik? Daar's 2 moontlikhede. Dit kan verwys na Jesus se wederkoms, waar Paulus sê die koms van die Here Jesus is naby, so hy is naby, en dit sou inpas in die konteks, in die vorige hoofstuk, vers 3, vers 20, sê hy, ons burgerskap is egter in die hemel, van waar ons as verlosser deur Jesus Christus verwag. So, die wederkoms was op hulle radar. Maar aan die ander kant sou dit ook om beteken dat Jesus is naby, hy is hier teenwoordig. Hy is by ons, hy is 'n werklikheid. Nou waarskynlik hoef ons nie streng tussen die 2 moontlikhede te kies nie, want jy kry beide aspekte in hierdie brief. Dit gaan daaroor dat Jesus is 'n werklikheid. Hy's nou hier by ons. En as ek sy kind is, dan is hy by my elke oomblik. Maar ons gaan ook binnekort voor hom verskyn. Sy koms is ook naby, want ons van aangesig tot aangesig hom sal sien. Die Here is naby. Hoekom sê Paulus? Dis die motivering om vriendelik te wees met alle mense. Want as hy vir my 'n werklikheid is, sal ek ander mense met vriendelikheid hanteer. Dink net vir 'n oomblik in 'n situasie waar jy nou met iemand te doen het, of met 'n groep mense te doen het, wat dan nou 'n bietjie irriterend is vir jou, of nie so aangenaam nie, of wat jou kwaad gemaak het, of wat ook al, en Jesus staan hier langs jou. Jy weet dit. Hoe gaan jy hulle hanteer? Jy sien die bewustheid van Jesus, as ek werklik in hom glo, sal 'n effek hê hoe ek alle mense gaan hanteer. Selfs die vyande. Weereens, die vriendelikheid waarvan Paulus praat, vloei uit vertroue op 'n bewuswording van Jesus se teenwoordigheid. Dit verander daarom my gedrag teenoor alle mense. En daarom moet ek weer vra vir myself, glo ek werklik in die lewende, opgestane Here Jesus Christus? En ek besef al meer, dis maar waar ons probleem lê. Ons sê 'n klomp mooi goeters, maar glo ek dit? Glo ek dit werklik? Maak dit 'n verskil in my lewe? Jy sien, as ek bewus is dat die Here Jesus naby is, dan kan ek, om dit so te stel, bekostig om vriendelik te wees teenoor alle mense, want ek hoef nie op my eie krag, my eie
of terwille van my eie ego selfhandhawend op te tree. Om net vas te staan by my opinies en my belange nie. Ek kan rustig wees in die Here se teenwoordigheid. Ek kan bekostig om geduldig en vriendelik en minsaam en buigsaam en al hierdie dinge te wees. Want Jesus is by my. Want hy is sterk. Hy is regverdig. En so, deur vriendelik te wees, omdat ek bewus is van die teenwoordigheid van die lewende opgestane Jesus, so behou ek my blydskap. Want onthou, een van die hooftemas in hierdie brief is blydskap. Blydskap selfs in die tronk, soos wat Paulus in sy eie lyf hier ervaar het. Want konflik en onvriendelikheid, en ons weet dit almal, binne in huisgesinne, binne families, konflik en onvriendelikheid vreet blydskap op. Mag die Here ons genadig wees. Mag ek weer opnuut seker maak dat ek in die Here Jesus glo, dat ek in sy teenwoordigheid leef, voor sy aangesig. En dan sal my gedrag teenoor mense verander. En my eie blydskap sal meer wees. Amen.